Goeienaand en baie welkom by hierdie aandoordenking, hierdie Sondag aandoordenking, die laaste Sondag van die maand April. En ek wil graag hê ons moet luister en ons moet praat oor 'n baie belangrike onderwerp in die woord van die Here. Iets wat jou hele lewe, elke tree wat jy gee, kan verander om 'n oorwinnaar te wees of om op pad te wees om te oorwin. Dit begin daar in Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Maar weet jy wat? Hierdie vers, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug, sê eintlik baie meer aan ons as ons dit direk uit die Griekse taal ontleed. Dit staan daar, organiseer jouself onder die heerskappy en leierskap van God. Plaas jouself in sy rangorde, want jou vyand, die duiwel, poog sonder ophou, aanhoudend, om met 'n baie skerp voorwerp jou hele bestaan te penetreer en te verwoes. En hy sal nie ophou totdat hy jou verwoes het nie. Vers 7 gaan verder direk uit Grieks en hy sê, daarom sal jy jouself aggressief teen hom moet mobiliseer en alles in jou vermoë doen om hom te oorwin met die volle versekering dat jy hom kan oorwin. Dan alleen sal hy vreesbevange wegvlug, omdat hy God se wet van voorspoed en redding in jou lewe oortree het. Wow, sê dit nie baie vir jou nie? Kyk weer daarna en vereenselwig jou met die hele betekenis van Jakobus 4 vers 7. En weet jy wat? Indien jy aanhoudend die aanvalle van die duiwel weerstaan met die krag van die Here in jou, dan sal jy 'n oorwinnaar wees. Hy sal van jou af wegvlug. Maar indien jy hom nie weerstaan nie, al het jy jouself bekleed met die volle wapenrusting van God, sal jy geestelik dood lê op die slagveld van aanvalle. Maar die woord gaan aan in Jakobus 4 vers 8. Luister wat sê hy hier. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Met ander woorde, as jy Satan weerstaan het, jou onderwerp het aan die Here, dan nader tot God en hy sal tot jou nader. Nou hierdie woordjie nader is in Grieks egizo, wat die volgende beteken: om jouself onlosmakend vas te bind aan die Here God. Alles wat jy doen, alles wat jy sê, alles waarna jy kyk, alles waarna jy luister, om jou onlosmakend vas te bind aan die Here. Dis wat dit beteken. En Johannes 15 vers 4 is handskoen pas in hierdie gedeelte as hy sê, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Sjoe, maar hierdie woorde wat die Here tot ons spreek, bly in my, is die Griekse uitlating, meinatei en emoi. En luister, wat beteken dit? Wees in 'n permanente, onbeweeglike eenheid met my, want ek wil so graag eienaarskap van jou lewe hê, om sodoende kragtig, instrumenteel saam met jou dinge te doen. Is die Here nie goed nie? Johannes 15 vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Nou hierdie uitdrukking, as julle in my bly, sê die Here eintlik vir ons, ek wens julle wil posisie inneem en permanent, onlosmakend jouself wortel en opbou in my. Wat 'n wonderlike uitnodiging het ons nie hier van die Here nie. Hierdie 4 verse, Jakobus 4 vers 7 en 8 en Johannes 15 vers 4 en 7, as jy dit deel van jou lewe maak, as jy dit deel van elke tree in jou lewe maak, dan sal geen aanval van Satan, maak nie saak hoe groot of waar of deur wie dit ook al mag wees nie, jou tot 'n val kan bring nie. Jy sal meer as 'n oorwinnaar wees. Kom ons kyk weer na hierdie 4 verse, direk vanuit die Griekse taal. Jakobus 4 vers 7, my kind, organiseer jouself onder die heerskappy en leierskap van God.
Plaas jouself in sy rangorde, want jou vyand, die duiwel, poog gedurig, sonder ophou, om met 'n baie skerp voorwerp jou hele bestaan te penetreer en te verwoes, en hy sal nie ophou totdat hy jou verwoes het nie. Daarom sal jy jouself aggressief teen hom moet mobiliseer en alles in jou vermoë doen om hom te oorwin met die volle versekering dat jy hom kan oorwin. Want dan alleen sal hy vreesbevange wegvlug, omdat hy die Here God se wet van voorspoed en redding in jou lewe oortree het. En dan Jakobus 4 vers 8, my kind, maak jouself onlosmakend vas aan my. Bind jouself vas aan my, en dan sal ek myself onlosmakend vasbind aan jou. En dan Johannes 15 vers 4, bly in my. My kind, wees in 'n permanente, onbeweeglike eenheid met my. Ek wil so graag eienaarskap van jou lewe hê om sodoende kragtig, instrumenteel saam met jou dinge te doen. En dan Johannes 15 vers 7, as julle in my bly, ek wens julle wil posisie inneem en permanent, onlosmakend jouself wortel en opbou in my, want dan sal jy vra net wat jy wil hê, en jy sal dit verkry. Neem nou die besluit, Here, hierdie 4 verse gaan ek deel maak van elke sekonde in my lewe. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam, amen.